Hallo, ons is besig met natuurwetenskap vir graad 7 en ons kyk na die klassifikasie van lewende organismes. So in die vorige video het ons na hierdie opsomming gekyk en nou gaan ek dit alles weer sê. Want soos ek weer gesê het vroeër in die vorige video, hoe meer jy dit hoor, hoe makliker gaan jy dit leer. So daar's 5 ryke: Monera, Protista, Fungi, plante en diere. So in hierdie video gaan ons na hierdie eerste 3 kyk. Hierdie eerste 3 noem ons mikroorganismes. So organismes, dis 'n ding wat lewe. Mikro, dis verskriklik klein. So, kom ons kyk dan na die mikroorganismes. So die eerste een hier is Monera. Oeps. So Monera is basies bakterieë. Gats, wat het nou gebeur? Daar's hy. Laat ek dit sommer hier byskryf. Bakterieë. Okay, en bakterieë is eensellig. So hulle is baie klein, dis net een selletjie op sy eie. En hulle het geen selkern nie. So dit beteken hulle het nie 'n nukleus nie. En dit is belangrik omdat dit die verskil is tussen hulle en Protista. So met elke een van hierdie kyk ons, wat is die verskil wat hulle anders maak as iets anders? En Protista is ook eensellig, maar Protista het 'n selkern. So dis die groot verskil. Nou ons kyk hierso na Protista. Monera, party van hulle is bruikbaar. So ons gebruik bakterieë as ons kaas maak byvoorbeeld. Maar van hulle is parasiete. So hierdie is nou hoe eet hulle? Hulle voeding. Parasiete is gewoonlik skadelik. En 'n voorbeeld daar is soos TB. So TB is tuberkulose, dis 'n siekte wat mense in hulle longe kry. En dit is as gevolg van bakterieë. So parasiete, wat het ons nou weer gesê is 'n parasiet? Dit lewe binne in 'n ander organisme. So dit kan nie op hulle eie lewe nie. En dan kry ons ook die ander manier hoe hulle eet, hoe hulle nutriënte kry, is hulle is ontbinders. Met ander woorde, hulle eet dooie materiaal. En dan het ons gesê ons kyk na beweging, so hoe beweeg hulle? Hulle is mobiel, so hulle kan beweeg. En dan met voortplanting kan hulle aseksueel voortplant en hulle kan seksueel voortplant. Want daar's klomp verskillende goed in Monera, klomp verskillende tipes bakterieë. En party van hulle kan seksueel voortplant en ander kan nie seksueel voortplant nie. Okay, so dit is Monera, eensellig, geen kern, ons kan hulle gebruik of hulle kan ons skade doen. So hulle is of parasiete, soos tuberkulose, TB, of hulle is ontbinders, hulle is mobiel, hulle kan beweeg, en hulle voortplanting is seksueel of aseksueel. Dan is die volgende een Protista. So Protista is ook eensellig. So dit is net een selletjie. Ek gaan hierdie prentjie groter maak, dat jy kan sien daar's baie verskillendes van hulle. Maar elke een van hulle is net een sel op sy eie. Maar die verskil tussen bakterieë en Protista is hulle het 'n ware selkern. Okay, so ek het gesê dis 'n groot groep mikroorganismes. So hier's 'n paar voorbeelde. Ons kry amoebas, ons kry malaria, so malaria is 'n Protista. En hoe eet hulle? So malaria is 'n parasiet. Maar party van hulle kan ook fotosinteer. Soos plankton en alge in die see
is ook protista, maar hulle kan fotosinteer. So as jy op hierdie prentjie kyk, kan jy sien hierdie een hierso, hierdie oranje ene, is 'n amoeba, en dan die plankton en alge is hierdie wat so groen is. Hulle bly in die see en hulle kan fotosinteer. Okay, en dan die beweging, so meeste van hulle kan rondbeweeg. En dan die voortplanting is ook seksueel en aseksueel, so ook albei van hulle. Okay, so ons het gehad Monera en toe Protista. En nou die volgende een is swamme, fungi. So woorde op my tong. Swamme kan bruikbaar wees of dit kan skadelik wees. Meeste van alles kan, party van hulle is bruikbaar en party van hulle is nie. So, ons gebruik sampioene vir kos. Ek weet nie of jy van sampioene hou nie, maar so lekker sampioen wat gebraai is fantasties. En dan 'n ander ding, ons maak ook penicillin daarvan. Maar dit kan ook skadelik wees. Soos ek weet nie of jy weet wat is voetskimmel nie. Voetskimmel is ook atleetvoet wat hulle dit noem. En dit is basies swamme wat onder jou voete groei, wat jy weet soos op jou vel, wat jou vel vreeslik laat juk en so aan. En dan 'n broodmuf. Dit ken jy ook goed. Ek seker jy het dit al baie gesien op jou skoolbroodjies wat jy nie eet nie. So, hulle kan parasiete wees. Of hulle kan ontbinders wees. So enige een van die twee. En dan met beweging, so dink daaraan, jou broodmuf kan nie beweeg op jou brood nie. So dit is staties. En die voortplanting is of seksueel of aseksueel. Okay, so as ons nou na hierdie 3 kyk, het ons eensellig sonder 'n selkern. En hulle is parasiete en ontbinders en mobiel en seksueel en aseksueel. By Protista is dit ook eensellig, ook parasiete, ook aseksueel en seksueel. Hulle kan beweeg, maar party van hulle fotosinteer ook. En dan by die swamme beweeg hulle nie rond nie. So skryf jy 'n prentjie in jou kop van jou broodmuf. En dan kyk, kan hy beweeg? Nee. Is hy skadelik? Wat die broodmuf eintlik doen, is dit is 'n ontbinder. Dit ontbind die brood, want die brood is al besig om vrot te word. En hulle is ook parasiete. Ek wil net hierdie broodmuf skuif hier na toe. Daar sy. Maar ons kan hulle ook gebruik, soos ons kan 'n heerlike sampioen braai. Okay, so hierdie is die eerste 3 van die koninkryke. En die koninkryke was nou weer Monera, Protista, fungi, plante en diere. Goed. Ek gaan hierso, by hierdie een gaan ek nou byskryf, swamme, soos broodmuf en sampioene. Sampioene. En hier by Protista gaan ek byskryf malaria, want dit is 'n siekte, so dit is 'n parasiet. En ek gaan byskryf plankton en alge, want hulle fotosinteer. En die amoeba, jy kan dit onthou as jy weet wat dit is. As jy nie weet wat dit is nie, whatever. En dan Monera is bakterieë. En dan is dit vir hierdie video. Soos ek sê, ek gaan dit baie klein videoetjies doen.
dat jy weer en weer kan kyk en ek gaan alles oor en oor sê, sodat teen die einde hopelik kan jy alles onthou. Sterkte, bye!